Gees van die waarheid, Trooster, dankie, 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 o Heilige Gees, dat U ons nie een oomblik alleen los nie. Here, dankie dat U al ewig aan die werk is binne ons. Here, dat U nog steeds besig is om te skep en te vorm en te bou in ons lewens. Here, help ons asseblief om vir U daardie vrye toegang te gee en te besef dat oor my lewe is daar 'n bordjie onder konstruksie, dat U nooit ophou om aan my te werk nie. En Here, dis met daardie gesindheid wat ons vandag ook na U woord toe wil kom. Here, wanneer ons dalk iets hoor wat ons al so dikwels gehoor het, Here, dat U dit vir ons sal openbaar wat dit vandag vir ons beteken. Wat dit in elkeen van ons as individue se lewe beteken. Here, en waar U van ons vra om skuwe te maak. Here, en ons wil vir U kom vra, Here, dat U sal kom afbreek wat afgebreek moet word in ons lewe. En dat U sal kom bou wat gebou moet word. Here, ons is U eiendom. Ons wil al hoe meer totaal oorgegee wees aan U. Uitverkoop aan U wil, aan U koninkryk, aan U gesag. Ons kom bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, voordat ek by die teks uitkom, wil ek sommer so 'n bietjie met julle deel oor emosies vandag. Ons is hierdie hele kwartaal eintlik al besig met emosies. Emosies wat ons lewens kan verwoes, wat dinge vir ons moeilik kan maak. En hierdie maak eintlik hierdie preekreeks so prakties. Ons wil nie net by hierdie hoë idee stil staan van dit is dit en dat nie. Ons wil dit grond toe bring, wat beteken dit in jou lewe? So ons het gepraat oor verskillende emosies, ons het gepraat oor hierdie gevoel van skaamte wat ons soms beleef, 'n skuldgevoel wat ons baie keer beleef, daardie pyn en seer wat ons in ons lewe beleef. Ons het ook gepraat, nou moet ek mooi dink, wat was nou die laaste ene? Ekskuus julle, ek het 'n hele pinkster agter die rug, my kop werk nie meer heeltemal lekker nie. Maar in elk geval, vandag staan ons stil by vrees. En as daar nou een emosie is wat ons almal goed ken en al beleef het in ons lewe, is dit hierdie emosie van vrees. En die neurowetenskappe leer vir ons dat vrees is 'n fundamentele, primitiewe emosie. Dit is ene wat baie diep in ons almal lê. Dit is wat in diere ook voorkom, nou maar ons en diere se vrees lyk bietjie anderste. Diere kom uit met die emosie van vrees, maar hierdie vrees is reeds vooraf geprogrammeer waarvoor moet hulle bang wees. So 'n muis, as hy die oomblik wat hy gebore is, weet hy dat 'n kat is moeilikheid. En jy moet bang wees vir 'n kat. Ons kom nie so uit nie, dis eintlik baie interessant. Ons kom nie met vrees uit nie, ons leer waarvoor moet ons bang wees en waarvoor nie. Nou, net uit hierdie gesprek uit weet julle al reeds dat vrees het 'n doel in ons lewe. Dit is om ons te beskerm. Dit help ons om bedreigings te sien aankom en dit te vermy. So as daar nou 'n monarleeu hier op die terrein loop, hoop ek regtig dat ons almal vreesbevange sal wees en nie 'n voet uit die deur uit sal sit nie. Daar is sekere situasies wat vrees gepas is. Maar nou moet julle onthou, in die oertyd het ek en jy, was ons geprogrammeer om vas te stel wat is gevare. So ons sou tipies met wilde diere in aanraking gekom het. Maar hulle sê vir ons, dit sou tipies, sou jy dit oor 'n afstand gesien het, jy sou die brul van die leeu gehoor het en gehoor het, hier is 'n leeu in die omtrek, en jy sou skuiling gesoek het, of jy sou 'n olifant van ver af gesien aankom het. Verder sê hulle ook vir ons dat dit het nie so gereeld met ons gebeur, hierdie vreesagtige situasies nie. Vandag leef ons in 'n ander tyd. Ons is by die druk van 'n vinger, is ons by die nuus en ons weet van duisende gevaarlike situasies. En ons liggaam reageer op al daai duisende gevaarlike situasies. En as jy van jou foon af klim en jy praat met iemand, dan vertel hulle van die nuus wat jy nog nie gehoor het nie, en dan is jy weer bang.
En jy hoor van hierdie ene wat siek is en daardie ene wat in ongeluk was en vrees en ons word eintlik oorweldig met soveel oorweldigende vreesaanjaende situasies. So ons op hierdie stadium in die tyd waarin ons lewe het ons liggame wat heeltemal te veel adrenalien en kortisol afskei. Ons liggame weet nie eintlik wat om daarmee te doen nie. Die wonderlike is dat ons breine is nie soos 'n dier nie. Ons kan leer waarvoor moet ek bang wees en waarvoor moet ek nie bang wees nie. En wanneer die Here vir ons die opdrag wat hy die meeste kere sê in sy woord is moenie bang wees nie, dan is ek seker hy sê dit met 'n rede. Ek is seker dat hy vir ons daarmee wil kom sê dat vrees is gevaarlik in jou lewe. En as jy nie die vrees in jou lewe gaan aanval nie, gaan jou vrees jou aanval en gaan beheer neem oor jou lewe en jy gaan 'n slaaf word van jou vrees. Wanneer die Here vir ons kom sê, moenie bang wees en dan volg hy dit op met 'n sinnetjie. Hy sê ek is by jou. So hy kom verduidelik vir ons hoekom ons nie hoef bang te wees in daardie situasie nie. Dit beteken nie dat ek en jy nooit bang hoef te wees nie. Ek het dit al een keer gedoen. Ag Erwie, kan ek jou weer vra vandag? Sal jy gou vir my jou hand net hierso bo by die vlam kom hou? Maar jy moet hom lank daar hou. Nee, jy hoef nie regtig nie. Jy hoef nie regtig. Jy weet hy gaan seermaak. Maar jy is so bang vir die dominee, jy luister maar. Daar is sekere goeders wat ek weet ek moenie doen nie, want dit gaan my seermaak en dit is die vrees wat in jou gelê is om jou te beskerm. Ons lees Jesus was doodbenoud gewees toe hy in die tuin van Getsemane gebid het. So dit wil vir my sê, die Here kom sê nie vir ons dat die emosie van vrees moet ons heeltemal uit ons lewe uitprobeer sny nie, dit is net onrealisties. Maar die Here wil wel vir ons kom sê, ons moet ons vrees, ons moet 'n beheer wees van ons vrees moet nie 'n beheer wees van ons moet nie slawe van ons vrees wees nie, ons vrees moet ons nie verlam in so 'n mate dat ons nie die wil van die Here doen nie. Want dit is die realiteit, is dat wanneer ons vrees so onrealisties en so oorneem in ons lewe, dan maak dit ons lam en dan beteken dit dat ons nie doen wat die Here van ons vra nie. Net vinnig oor die Pinkster wat verby is hierdie week. Ons moet die Here met ons hele hart lief hê. Ek het gedeel met die mense dat nuwe navorsing wys dat ons 10.000 keer vinniger voel emosies, hart, as wat ons dink. Ons leef nog in modernisme. Descartes het gesê, ons dink, daarom is ons. So ons westerse samelewing plaas baie hoë waarde op ons denke. En ons dink eintlik dis wat ons mens maak, maar nou die nuwe navorsing sê vir ons, luister hier, jy voel 10.000 keer vinniger as wat jy dink. So hierdie emosies in ons lewe is natuurlik. Ons gaan emosies ervaar in ons lewe. Maar wat hulle vir ons sê is, en dit pas so in by God se boodskap ook, is dat ek en jy moet leer om ons emosies na die Here toe te bring, om dit te erken, dit op die naam te noem. Dan kry jy beheer oor jou emosie, nie jou emosie beheer oor jou nie. Presies oor die vrees, hulle sê, jy kan op 'n 20 millisekondes, dit is, in 'n sekonde is daar 1000 millisekondes, dis wat milli beteken, nou op 20 millisekondes kan jy al vrees in iemand anders se oë waarneem. Dit is hoe vinnig die vrees-emosie in ons inspring, en wat ons kan registreer. Vrees bring gewoonlik een van 3 reaksies by ons. Dit is hoe ons gemaak is. 'n Veg, 'n vlug of 'n vries. En jy gaan nou verstaan hoekom ek dit met julle bespreek. So wanneer ek en jy in hierdie traumatiese vreesaanjaende situasie geplaas word, dan gaan jy op een van 3 maniere reageer. Veg, vlug of vries. Nou as jy dink aan veg, dis tipies soos 'n leeu. As iemand 'n leeu se welpies wil kom steel of iets, dan sal daai leeu vir jou net sulke tande wys en veg. Baie van ons het dit in ons, nê? As ons eintlik ongemaklik en onseker voel, dan wil ons fight. Die tweede ene is vlug. 'n Bokkie, as 'n leeu nader kom, aan hardloop hulle. Dit is net instink. Die derde een is dat sekere diere vlug, vries, en ons ook partykeer. Dit is ook 'n beskermingsmeganisme. Akedus sal omkap
Hy sal partykeer selfs sy stert verloor. Dan maak of hy dood is. Dis die vriesreaksie in ons. Ons almal het dit, maar wat dan gebeur in jou brein? Jou amygdala waar jou emosie lê en eintlik die vrees in jou lewe beheer, sny die bloedvoer na jou voorste brein toe, jou kognitiewe brein, jou denkbrein, jou denkebrein. Hy sny die bloedvoer af soontoe. En dis hoekom jy partykeer as jy so kwaad word, dan tik jy daai e-mail sonder om te dink en jy stuur daai sendknoppie en dan dink jy na die tyd, wat op die aarde het ek gesê? Of julle tieners weet, as jou ma of jou pa jou so kwaad maak, dat jy slaan daai deur toe en dan nooit dink jy, oei, nou is ek in die moeilikheid. Nou is dit weer 'n maand of 2 maande gehok. Daai optredes wat jy gedoen het sonder om te dink, dis omdat jou amygdala die bloedvoer afgesny het. Nou, ek kom net agter. Dis vir my net wonderlik hoe die Bybel wat van die tekste 3000 jaar terug geskryf is, dat die Bybel vir ons eintlik net al lankal kom sê het wat nuwe navorsing vir ons kom wys. Dis wat Jesus vir ons kom sê, met jy moet die Here lief hê met jou hart, jou emosies moet jy na hom toe bring, met jou siel, alles wat jou doen, elke lewensasem, met jou verstand, moenie dit afsny nie, moenie toelaat dat jou amygdala daai bloed afsny nie, gebruik jou brein, en met al jou krag, alles wat in jou is. Vriende, wanneer ons praat oor vrees, dan moet ek en jy verstaan, Jesus weet waar dit gaan. God het ons geskep, hy verstaan wat in ons aangaan fisiologies, maar Jesus weet ook waartoe ons gaan wanneer ek en jy bang is. Want hy het dit self ervaar. Hy het dit op die intensste manier ervaar. Ons lees, hy was so doodsbenou dat die sweetdruppels, dat daar bloed in was, dat hy bloed gesweet het. Dit is hoe bang hy was. Vriende, met dit in gedagte, wil ek na een van die wonderlikste voorbeelde van ons Christelike geloof toe gaan, en dit is Paulus. Paulus wat op 'n manier dit reg gekry het om teen sy instinktiewe vrees in te gaan en ten spyte van emosies van vrees nog steeds gehoorsaam te wees aan God. Op 'n manier wat ons denke te bowe gaan, ons verstand te bowe gaan. Paulus is die ou wat in Lystra gestenig is. Gewoonlik het as iemand gestenig is hulle doodgemaak. Maar hy het op 'n manier dit oorleef, maar sy liggaam het daai pyn gevat van daai klippe wat teen sy kop geval het en teen sy lyf gegooi was. En wat doen Paulus? Toe hy klaar gestenig is, vee hy die stof van sy klere af en hy gaan terug na Lystra toe en hy gaan verder om die Here se woord te verkondig. Hierdie ou het iets verstaan hoe om sy vrees te laat buig voor die Here. Kom ons leer by hom. Kom ons gaan lees uit 2 Timoteus 1 uit vanoggend. 2 Timoteus 1 vanaf vers 6. Hy skryf vir Timoteus wat in sy voetspore moet volg. Hy gee daai atletiek aflosstokkie, gee hy oor aan Timoteus. Ons lees in hoofstuk 4 van 2 Timoteus, dat, kom ek lees dit tog gou vir julle, dat Paulus weet, hy is nou aan die einde van sy lewe. Hierso in hoofstuk 4 vers 6, sê hy, wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en tyd volgehou. Paulus het geweet dat hy gedoodgemaak gaan word. Daai laaste keer wat aan die tronk was, het hy geweet, hy gaan doodgemaak word. Dan lees ons hier in 2 Timoteus 1 vanaf vers 6. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. As jy van vuur en aanblaas hoor, dan moet jy Pinkster hoor. Pinkster gaan oor vuur en oor die blaas van die Heilige Gees oor ons lewens. Soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag
en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en moet jou ook nie skaam vir my, wat om sy ontwil 'n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Heilige Gees krag. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser Jesus Christus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Om die rede lei ek ook hierdie dinge, maar dit skrik my nie af nie. Want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het tot op die dag dat hy weer kom in stand te hou. Wat 'n wonderlike teks. So ryk, ek kan nie vandag op alles ingaan nie, maar ek wil net op 'n paar goed fokus. Die eerste belangrike ding is, ek en jy moet verstaan in watter situasie Paulus is wanneer hy hierdie brief skryf. Paulus is nie op 'n lekker plek nie, hy is in die tronk. En ek weet daar's tekste waar hy in huisarrest was, hierdie is nie van, hy was nie onder huisarrest nie. Paulus is die een wat ook in die tronk gesit het met boeie aan sy voete en 'n loflied vir die Here gesing het. Paulus het iets verstaan van om in 'n moeilike situasie, wat die dood voor die deur lê, wat hy weet, die volgende tree wat hy gee is in die dood in, is die einde van sy lewe, wat hy nog steeds die koninkryk in sy gedagtes het. Dis al waar dit vir hom gaan. Natuurlik was hy 'n mens. Ons hoor in die eerste hoofstuk hoe ons hoor van rou emosie. Hy sê, hy dink terug aan Timoteus wat gehuil het toe hulle mekaar die vorige keer gegroet het. Ons hoor Paulus sê, dit sal my hart so gelukkig maak as jy na my toe kan kom. En Paulus is eintlik dringend rondom hierdie ding in hoofstuk 1. Hy sê, jy moet gou na my toe kom, want Paulus weet nie wanneer hy gaan doodgaan nie. So hy wil vir Timoteus sien, voordat hy sy laaste asem uitblaas. Hy het emosies hier in sy binnekant. Maar tog hoor ons van iemand wat so uitverkoop is aan God se koninkryk, dat sy emosie van vrees oorwin word, as gevolg van hierdie passie wat hy vir die Here het. En dit is iets wat ek graag met julle oor wil gesels vandag, is, daar is sekere dinge in hierdie lewe wat sterker is as die emosie van vrees. Dit is wat Paulus hier aanspreek. Wanneer ons hier lees in vers 7, die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie. Lafhartig is bang, is 'n plain Afrikaans om pieperig te wees. Dis lafhartig. Nou kom stel Paulus die ander teenoor dit. Hy sê maar, daardie woordjie maar, hy plaas die twee teenoor mekaar. Nie lafhartig nie, maar die ander drie goed. Maar 'n gees van krag en liefde en selfbeheersing. Daar is goed in hierdie lewe wat sterker is as die vrees wat jy soms beleef. Ek dink aan die verhaal daar naby Brits nou die dag, waar die seentjie deur 'n krokodil gegryp is. En alhoewel ek glad nie kan verstaan hoe daai ouers daai kind in daai water laat speel het nie, moet ons vir mekaar een ding sê. Toe daardie krokodil daardie seentjie gryp, het die pa nie 2 keer gedink nie. Hy het letterlik in die water ingeduik agter sy seun aan, daar waar die krokodil in beheer is. Kyk, ek weet nie wie van julle is bereid om 'n krokodil in die water aan te vat nie. Op die land kan jy dalk daar staan en toertjies doen. Maar in die water vat jy nie 'n krokodil aan nie. Kyk, ons Suid-Afrikaners weet. Ons is nie soos daai mense in Amerika en Florida wat gewoond is aan alligators, wat 'n ander tipe krokodil is. Hulle is nie so wreedaardig en so hard soos ons nylkrokodille nie. 'n Nylkrokodil is nie jou maat nie. Ons leer dit van so kleins af. Ek onthou,
Ons het 'n plaas daar naby Loskopdam het krokodille. Groot krokodille. En as ons by ons wildsplaas op daai dam ingegaan het ek altyd daardie vrees in my gehad, wat as een van daai krokodille pad na ons dam toe gevind het? Ek kon dit nie help nie. Elke liewe keer en ek was mal oor om in die dam te swem en tube te speel en alles. Maar daai eerste paar oomblikke, wat as jy 'n krokodil is? Ek en jy leer van so kleins af 'n krokodil is moeilikheid. Daardie man van Brits het nie 2 keer gedink om in daai water in te duik agter 'n krokodil aan. Kan jy jouself voorstel? Hoekom? Liefde. Liefde het hom gedryf. Liefde het gemaak dat hy bereid was om 'n krokodil te tackle. Liefde is sterker as vrees. Ons lees dit in 1 Johannes 4 vers 17. Kom ek deel dit tog met julle. Dat julle nie my woord vat nie, maar dat julle self hoor wat sê die woord. Johannes 4 vers 17 en 18. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees. Vriende, die woord sê dit vir ons al so lank al, dat liefde is die enigste manier hoe ek en jy vrees kan oorkom. Wanneer die liefde vir my belangriker is, wanneer dit hier in my brand, dan kan ek ook vrees oorkom. Die tweede woord wat Paulus stel teenoor lafhartigheid is krag. En daardie krag is die Griekse woord dunamis. Dit is dieselfde krag waarvan gepraat word, die gees wat vir ons die krag gee in hierdie lewe om te volhard. Hierdie krag is 'n krag wat ons in staat stel om te doen wat die Here van ons vra. En julle ken hierdie teks waarvoor ek so lief is, Efesiërs 1 vers 18 wat ons lees. Hoor wat se krag leef in jou. Efesiërs 1 vers 18 sê dieselfde kragtige werking wat Jesus uit die dood uit op laat staan het, leef in my en jou. Dit is die krag waarmee ek en jy moeilike situasies, bedreigende situasies kan aanpak. Dit is die teenwerker van vrees. Is die krag wat die Heilige Gees in ons gelê het. En vriende, daardie krag gaan ons verstand te bowe. Dis daardie krag wat Paulus nadat hy gestenig is weer na dieselfde mense toe laat loop en sê, maar dit is wat die Here sê, dit is die waarheid. Dis die Heilige Gees wat Christene deur die eeue heen hulle lewe laat aflê vir Christus. Dit is die Heilige Gees se krag in jou lewe. En as ons by Pinkster stil staan vandag, dan moet jy vandag hoor dat dit die krag is wat in jou lewe aan die werk is. Die laaste woord is wat hier vertaal word met selfbeheersing. Maar as jy van die Engelse tekste gaan kyk, sal jy sien, hulle vertaal hom met a sound mind. Nugter denke. Dit bring ons weer terug by Pinkster se preke. God met jou hart en jou siel en met jou verstand lief te hê, met al jou krag. Die Here vra nie van ons om cowboys te wees en dinge te doen wat ons eintlik die noodlot uittart nie. Ons moet ons denke gebruik, maar wanneer dit nodig is dat ons iets moet doen vir die Here, al is dit gevaarlik, moet ek en jy nie 2 keer dink om dit te doen nie. Wat so mooi uitkom in hierdie Timoteus teks is Paulus se perspektief van ewigheid. Hy verstaan hierdie lewe, hierdie paar asems wat ons inneem en uitasem hier en nou, is nie al wat daar is nie. En as jy nie dit in jou kop, as jy nie daardie waarheid en daai weet in jou kop kan versterk, gaan jy vir altyd 'n bangbroek bly. Jy gaan daai liedjie wees, ek's 'n dapper meis, kyk hoe stap ek, maar wat as hierdie ding gebeur? Dan skrik ons onsself dood. As jy nie ewigheidsperspektief in jou kop kan vas lê nie, dan gaan jy altyd bang bly en vrees gaan altyd jou lewe beheer. Altyd. Wat vir my en jou
oorwinning oor vrees, oor die dood gee, daardie angel uit die dood uithaal, is die perspektief van ewigheid. Dat ek en jy is nie gemaak vir hierdie 70, 80, 90 jaar nie. Ons is nog nie by die huis nie. Hierdie is tydelik, 'n tydelike tentwoning, skryf Paulus. Ons permanente huis is in die hemel. Vriende, dit is wanneer ek en jy by 'n graf staan, wat vir my en jou kan staande laat bly. Natuurlik is die dood vir almal van ons wreed en seer, natuurlik. Natuurlik, God is die een wat vir ons lewe kom gee. God is lewe, God is lig. Natuurlik breek die dood ons harte. Maar vriende, vir my en vir jou het die dood sy angel verloor, want Jesus het die dood oorwin. Jesus het 'n pad plavei deur die dood na die ewigheid toe. Ek en jy moet dit besef wanneer ons aan ons vrees binnekant ons wil werk. Kom ons maak dit prakties. Ek sien my tyd is nou amper om. Kom ons maak dit prakties. Ek en jy moet hierdie woorde van die Shema, hierdie opdrag van God en van Jesus, dat ons hom moet lief hê met ons hart, met ons siel, met ons lewensasem, met ons verstand en al ons krag, moet ons gebruik in elke situasie van ons lewe. As ons dit met vrees toepas, moet ek en jy vir onsself vra, as ek eerlik na binne kyk, wat is dit in hierdie lewe wat my bang maak? Waarvoor vrees ek? Watter van my optredes en my dade, my besluite, se wortel is eintlik by vrees en nie by liefde nie? Wanneer is vrees my beweegrede in plaas van God se liefde? Want daar is baie sulke gevalle. Vriende, en ek en jy moet krities binnekant toe kyk, diep binnekant toe kyk, en onsself afvra, wat is dit? Miskien het jy 'n vrees vir die onbekende, die onsekerheid, daar waar jy nie in beheer is nie. Miskien het jy 'n vrees vir verwerping. Miskien het jy 'n vrees vir mislukking. Miskien vrees jy vir jou toekoms of vir jou kinders se toekoms. Jy wil in beheer wees van wat kom en wat gaan gebeur. Miskien vrees jy dat jy nie genoeg gaan hê of genoeg kan gee vir jou kind nie. Miskien vrees jy dat jou kind nie gaan studeer en kan word wat hy of sy graag wil nie. Miskien vrees jy dat jou kind nie finansiëel genoeg gaan hê nie. Miskien vrees jy vir jou lewe hier in Suid-Afrika. Miskien vrees jy vir jou kind se lewe. En dit die beweegrede geword vir goed wat jy doen en besluite wat jy neem. Here sê, ek het 'n beter manier van lewe vir jou. Hy sê nie daai bedreigings is nie waar nie. Die bedreigings was vir Paulus en vir soveel Christene deur die eeue heen, was dit waar, daar was bedreigings. Maar dit het nie hulle optrede bepaal nie. Dit was nie die wortels van hulle besluite nie. Die wortels van hulle besluite was liefde. Ek en jy moet kies vandag. Gaan ons lafhartig wees en uit vrees uit optree, of gaan ons optree en besluite neem vanuit liefde en krag en nugter denke? Ek het 'n wonderlike kunswerk eendag gesien van so materiaalstuk wat gehang het voor die kansel, wat daar opgestaan het in plaas van geloof, hoop en liefde, het daar gestaan geloof, koop en liefde. Dit is 'n profetiese stem van hierdie kunstenaar. Dit is 'n kritiek teenoor ons dat ons hoop eintlik op ons geld kom plaas het. Dat ons sekerheid en ons beheer kom terugvat het met geld. Nie in die Here nie. En daarom neem ons versekerings uit en ons het polisse en ons het mediese fonds en moenie 'n fout maak nie, nugter denke. Ons het hierdie goed nodig, dit is so, maar gebruik jou nugter denke net nog een stapie verder en besef wat dit aan jou geestelike lewe doen. Wanneer jy so in beheer is en met finansies vir jou 'n lewe wil koop, 'n toekoms wil koop. Ons hoop lê nie in ons finansiële besluite en ons finansiële keuses nie. En hoe sterk ons finansiëel is nie. Dit is wat ons kapitalistiese samelewing, ons het al ons hoop in ons geld gesit.
in dit wat ek met my geld kan koop. So laat toe dat jou denke jou help, dat jy verstaan, maar wat het dit aan jou geestelike lewe gedoen, omdat jy hoop op wat jy het en nie op God nie. Kyk, ons is professionele tekortkomers. Daar's altyd nog iets wat ons wil hê, wat ons lewe nog bietjie veiliger en gemakliker gaan maak. Julle, ek weet Bethlehem is koud, maar ons het wraggies nie 10 baadjies nodig nie. Ons het nie 10 pare skoene nodig nie. Maar ons vertel onsself altyd, ons kort nog en nog en nog. Ons moet onsself afvra, hoekom het ons program op 'n manier ingerig, is vrees nie agter dit nie. Vrees dat ek 'n kering gaan kry nie, vrees dat ek nie dit of dat gaan kan doen nie, vrees dat ek nie hierdie ding gaan bereik of wat ook al nie. Baie keer is dit ander emosies. As ons mooi gaan kyk na van ons ander emosies, is dit eintlik vrees wat daar agter lê, woede, die vegreaksie. Partykeer wanneer ons onttrek van mense af en ek is mensmoeg en ek sê ek wil nie meer nie, dis vlug. Maar eintlik wat daar agter lê is vrees. Partykeer hierdie wanhoop wat ons het en ons sê eintlik, ag, dit moet nou, wat ook al moet nou maar gebeur, ek sien nie meer kans nie, en ek vries eintlik. Agter daardie emosies lê baie keer vrees. Vriende, ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik jou hart, jou siel, jou verstand en jou krag in te span en voor die Here te kom eerlik wees oor waar jy emosioneel is op hierdie stadium. En wanneer ons hier by die nagmaaltafel sit vandag, dan moet ek en jy vir mekaar sê, die Here nooi my om hier te kom sit. Maar hy nooi my om hier te kom sit met my liggaam, my hele liggaam, my siel, my hart, my verstand, met my hele wese hier te kom aansit. En alles wat hier binne aangaan, na hom toe te bring. Om my emosies op die naam te noem, te erken, te identifiseer en te sê, Here, dis wat ek beleef. Hier is dit. Hy nooi jou. Kom sit met jou totale eerlike, kwesbare self. Kom sit hier vandag. En daarom nooi ek julle om nou stil te word vir die Here. En daardie dinge wat jou bang maak, wat jy vrees in hierdie lewe, dit te noem op die naam en dit eerlik na die Here toe te bring. En dan gaan die orkes vir ons, so julle kan so lank vorentoe kom, en dan gaan die orkes die stilte breek met 'n lied, en gebruik hierdie lied, hierdie gebed, Jesus, alles gee ek, alles wat ek is, alles wat ek het, hierdie emosies, hierdie vrees in my, ek bring dit na U toe. Dan gaan ons dit saam sing, terwyl ons net so sit. Kom ons word stil voor die Here.
sal wees. Deur die wat te doen, leer ek om vry te wees. Deur die wat te doen, leer ek om vry te wees. Jesus, alles gee ek hier, wat ek is en wat ek ooit sal wees. Al my hoop, my planne en my tyd, lê ek in die hand, vertrou ek aan U. Al my hoop, my planne en my tyd, lê ek in die hand, vertrou ek aan U toe. Deur die wat te doen, leer ek om vry te wees. Deur die wat te doen, leer ek om vry te wees. Jesus, alles gee ek hier, wat ek is en wat ek ooit sal wees. Vriende, die nagmaal nooi my en jou om terug te kyk, om vorentoe te kyk, om binnekant toe te kyk en om op te kyk. Die Here nooi jou om terug te kyk. Hy het gesê vir ons, gebruik dit tot my nagedagtenis in Lukas 22 vers 19. Daarom is die nagmaal 'n gedagtenismaaltyd. Met die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van ons Here. En vriende, by die kruis van Jesus het alles vir my en vir jou kom verander. As gevolg van die kruis van Jesus kan ek en jy met ons vrees en met ons moeilikhede in hierdie lewe na hom toe kom. Want ons lees in Jesaja dat deur sy wonde, die breek van sy liggaam, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So ons kyk terug en ons sien Jesus aan die kruis, wat daardie swaar laste, daardie moeilik, daardie breek in jou lewe, daardie pyn wat jy al ervaar het. Ons kyk terug en ons sien hoe hy dit dra. Ons sien hoe hy gebreek het sodat ek en jy kan heel word. Dis God se wil vir ons, is om heel te wees, om genees te word, om 'n lewe in oorvloed te hê. So vandag wanneer jy kom, dink terug aan wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Maar die Here nooi ons ook om vorentoe te kyk. Na die feesmaal wat ek en jy saam met Jesus gaan hê, eendag aan sy tafel. Waar hy saam met ons brood en die wyn gaan gebruik. Dis 'n waarborg. Hy sê dit is my liggaam en dit is my bloed. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek word en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy sterwe en opstanding. Dis 'n toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. En dan soos wat hy vir ons die pad voorberei het van dood na lewe, gaan ek en jy ook oorgaan van dood na lewe. Maar vriende, die nagmaal nooi ons ook om na binne toe te kyk, so wat ek gesê het, om met ons hele wese te kom. Om die Here toe te laat om ons met die gebruik van die nagmaal weer van vooraf sy eie te kom maak. Ons skoon te kom maak en ons heel te kom maak. Hy kom maak ons heel deur 'n stukkie van homself vir ons te gee en ons deel te maak van sy liggaam. Soos wat jy die broodjie breek, word jy simbolies weer deel van sy liggaam. En hy kom nooi jou om met jou volle wese na hom toe te kom. Hy sê, jy hoef nie goed vir my weg te steek nie, jy hoef nie goed agter te gaan bære nie. Kom met jou hele wese
en kom sit saam met my hier aan die tafel. Laastens, laat dit ons opkyk. Die nagmaal is die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons om in die gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur dieselfde Gees ook weer met mekaar as lidmate van een liggaam in liefde saam verbind. Soos die apostel sê, omdat dit een brood is ons, al is ons baie saam, een liggaam. Want ons het almal deel aan die brood. Vriende, ons kyk op en ons dink weer aan ons verbintenis met Christus. Christus wat jou wonde kom genees. Christus wat vir jou kom sê, moenie bang wees nie. Ek is deur my Gees by jou. Ek wil die gaste nooi aan die tafel vandag. Ek het die mense gevra wat elke Sondag vroeg opstaan in hierdie koue. Ian as verteenwoordiger van die jeugband, Janet as verteenwoordiger van die voorsanggroep, julle kan vorentoe kom. Nico wat by die projekterspan is Martie wat by die projekterspan is hy een van die ander projekterspan wat hier is vanoggend? Ek sien nou nie so vinnig nie. Maar julle kan asseblief vir my hier kom aansit. Die twee hoofdiakens gaan ons ook nou by ons aansluit. Etienne, dankie. Ons koster wat, dink ek, voor ons almal hier is. Letty, kom jy, of gaan jy dit hanteer daarbo, dankie hoor. Julle kan gerus aansit. Ek voel ook dat Annemarie eintlik hier moet wees, maar sy het nou by die kinderkerk vandag, so, en dan Marnel wat by die klank is, maar sy het gesê, sy moet agter moet sy fokus en instaan, maar ons dink ook aan die ander wat ook eintlik hier moet wees, miskien kan ons hierdie een oop stoel gebruik vir dit, vir die wat eintlik ook hier moet sit, die voorsangers, die res van die orkes, Marnel, Annemarie, ons dink ook aan hulle, wat soveel opoffer van hulle self. Vriende, kom ons maak soos Jesus. Wanneer ons by sy ete aansluit, dan kom hy en hy kom bid tot die Vader. Kom ons bid saam. Here, vandag wil ons met ons hele wese by u tafel kom aansit. Dankie Here Jesus dat u dit vir ons moontlik gemaak het, Here, dat ons in Kolossense lees, dat u het vir ons die pad na die genadetroon toe kom plavei. Here, en daarom kan ons met vrymoedigheid na u genadetroon toe gaan, want u, Here Jesus, het vir ons die prys betaal vir ons sondes. Here, u die skuldbrief teen ons met die lysie van sonde teen u kruis vasgespijker. En Here, daarom weet ons kan met vrymoedigheid kom aansit en met ons hele wese na u toe kom. Here, u ken elke mens se hart wat hier is. Here, u weet waardeur hulle gaan. U weet wat se sterk emosies hulle beleef, wat hulle lewe vir hulle moeilik maak, wat hulle laat twyfel en wat hulle laat wonder waar u is. Here, u ken die emosies wat maak dat hulle dinge doen in hierdie lewe wat eintlik u hart seer maak, want dit is eintlik sleg vir hulle. Here, u ken hulle harte. Here, u ken hulle lewensasem. U weet wat doen hulle elke dag. Hoe gebruik hulle asem wat u vir hulle gegee het? Here, u ken hulle verstand. U ken hulle krag. Ek kom bid en vra, o Heilige Gees, dat u ons sal help om ons hele wese na u toe te bring vandag. Dat ons sal weet, maar ons is welkom. Ons is welkom by u, deur dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Here, ons kom bid en vra dat wanneer ons hierdie brood neem, dat ons in die wyn sal drink, dat ons ook sal dink aan die ewigheid wat wag. Dat ons daardie perspektief in ons hart en gedagtes sal bewaar. Here, ek kom bid dat dit sal uitvloei in die manier wat ons lewe, die manier wat ons asem gebruik, die manier wat ons krag inspan.
Dat dit sal getuig van 'n lewe wat wortels in liefde lê en nie in vrees nie. Here, mag U self die een wees wat vir ons die brood breek vandag en dit aan elkeen van ons gee. In Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ons gaan nou vir die diakens geleentheid gee vir die uitdeel van die teken van die brood en van die wyn. Is daar enigiemand wat oorgeslaan is met die teken van die brood? Is daar enigiemand wat oorgeslaan is met die teken van die wyn? Ons sal nou die beker van danksegging ook aanbied.
Vriende, soos julle sien, is hierdie broodjie heel. Maar dit is nie hoe Jesus se liggaam gelyk het op Goeie Vrydag, toe hy vir ons aan die kruis gesterf het nie. En daarom sê ons, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Wat gebreek het, tot volkome versoening en tot genesing van jou hart en siel en verstand. Tot versoening van al jou sondes. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam vir jou gebreek is. Ek wil graag hê jy moet die rooi van die wyn sien en daarom bedien ek dit ook so. Ek wil jy moet die wyn ruik, die genade van God ruik in hierdie geur, in hierdie reuk. Want soos wat hierdie bloed gevloei het, soos wat hierdie wyn vloei, het Jesus se bloed vir jou gevloei. Het hy homself laat leeg word, sodat jy kan vol word. Neem, drink, dink daaraan en glo en weet, dat sy bloed gevloei het, tot volkome versoening van al jou sondes. As daar iemand is wat graag die beker van danksegging wil gebruik, kan u net vir my aanduiding gee. Vriende, mag jy in jou week, in jou jaar, in jou lewe beleef, dat God se genesende krag in jou lewe werk. Dat omdat hy gebreek het, kan jy heel wees. Dis God se hart vir jou, en dit is wat ek graag wil hê julle moet hoor in hierdie kwartaal se preke, is God wil vir jou lewe van oorvloed gee, 'n heel lewe, 'n vol lewe. Hy het gebreek sodat jy kan heel word. Vat dit en maak dit jou eie. Kom ons bid net laastens saam. Here, dankie vir u genadegawe wat u aan ons kom gee het, kom uitstort het. Here, dankie vir die Gees wat u waarheid in ons harte bevestig. Dankie dat ons deel kan wees van u liggaam en dat ons almal so ook deel kan wees van mekaar. Here, ons sien uit om saam met u die fees te vier in die ewigheid. En ons wil saam uitroep, kom Here Jesus, kom. Amen. Vriende, ek wil net julle herinner dat daar brownies te koop, of nie te koop is nie, per donasie beskikbaar is. Ek wil julle ook herinner daaraan dat die kategese vandag afsluit in hulle kategese klasse, en dan wil ek ook julle net vra om te onthou dat ons ook nou in die vakansietyd, en wanneer die kategese is daar nou nie koffie nie. Ons gaan aan met onsselfde patroon wat ons maar altyd gevolg het, maar wees asseblief seker, wanneer die volgende kwartaal begin, sal daar verseker weer lekker heerlike koffie wees, en ons hoop julle kom kuier dan ook weer saam. Alta, dit voel vir my, daar was iets wat ek nog iets moes noem. Die Oosfeesvergadering, ek het geweet ek moet by Alta 'n nota maak. Na die erediens het ons 'n Oosfeesvergadering. Ons gaan nie lank wees nie, ek beloof, ons gaan nie in diepte ingaan nie. Ons wil net kyk wie wil betrokke wees en wie gaan deel wees van die bestuurspan. So ons wil julle net vra asseblief bly agter, dink vir 'n oomblik en droom net saam met ons oor die Oosfees
na kerk asseblief. Vriende, kom ons staan en dan sluit ons af met 'n laaste lied. Ek is nou net bewus gemaak dat ek van die kollekte vergeet het en ek wil tog nou vir die dienswerkers vra, kan ons dit vandag by die deure doen? Ek is nou al lekker oor my tyd, maar hulle sal by al die punte staan en dan die kollekte somme so by die deur opneem. Vergewe my asseblief daarvoor. Goed vriende, kom ons sluit af met hierdie pragtige lied, dat ek met my hart, met my siel, met alles, met my hele lewe na die Here toe wil kom en hom vanuit my hele wese wil lief hê en aanbid en volg. Kom ons sing saam.